Baie welkom by Igniting the Truth, saam met my, Chantal Mens. Vandag is ons laaste episode van Amelia se hartroerende lewensverhaal. In die vorige 2 episodes het sy met dapperheid gedeel hoe haar kinderjare gevul was met seksuele mishandeling, wat aanhoudend gebeur het, asook trafficking en 'n paar ontvoerings ook. Deur die Here se genade het hy haar gered, sodat sy 'n stem kan wees vir die wat uit vrees in stilte verdwyn het. Mag Amelia se verhaal vir elkeen wat luister, wat soortgelyke trauma ervaar het, 'n bietjie lig bring waar donker geheers het. Ek seën elkeen van julle met Psalm 27 vers 1. Die Here is my lig en my redding, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Asook Psalm 56 vers 4 en 5. Wanneer ek bang is, vertrou ek op U. In God, wie se woord ek loof, op Hom vertrou ek sal nie bang wees nie. Wat kan 'n mens dan aan my doen? En Josua 1 vers 9. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Mag Amelia se boodskap ons vandag bemoedig om nooit moed op te gee nie, en om ons laste vir Jesus te gee, sodat sy vrede oor die vrees binne in ons sal heers. Amelia, welkom terug vandag by ons laaste episode van jou verhaal. Jy het laas geëindig waar jy nou al groot was en jou pa gekonfronteer het oor wat gebeur het in jou kinderjare. En dat jy selfs jou pa 1 of 2 keer na jou huis toe gevat het, nadat jy reeds kinders gehad het en hoe dit jou laat voel het. Wat het daarna gebeur? Ek is na sielkundige toe met my seentjie, my eerste ene. Toe het sy gesê, dadelik kontak verbreek, my pa mag nie nou by my kind kom nie. En dit is, my pa het eintlik maar net weer met my pa sin gekruis, omdat ek in Pretoria was, en ek na hom kon gaan kyk het. Maar ek dink ek was 2 keer by hom, toe wil ek nie meer gaan nie. Toe het ek gevoel, iets is nie lekker nie. En ek was nie by sy begrafnis nie, ek het hom nie uitgeken by die hospitaal nie, ek wou nie. Hulle het 'n ding vir my pa gehou, daar in die Kaap. Ek wou nie sy as hê nie, ek het gesê, hulle kan maar sy as met liefde kry. En en so het al hoe meer van die geraamtes uit die kas uitgeval. En nog 'n geval met my boetie ook, daar was iemand wat wou inligting gee vir my rondom goed, en ek het gesê nee, want dis iemand wat ek nie kon vertrou nie. En die volgende dag, toe my boetie, ek dink hy was omtrent seker so 36, 35 jaar oud, toe sy amper weer ontvoer, amper weer gevat deur hierdie mense. Soveel jaar later? Ja. Maar wat sou die rede daarvoor wees? Om ons stil te hou. Hulle het seker nie besef, my boetie weet ook baie nie, met my boetie weet ook baie. Jy voel seker nooit veilig nie. Ja, mens voel maar, jy kyk maar altyd agter jou skouer, en jy weet jy het goed te doen met gevaarlike mense. Hulle is rarig, hulle is soos die maffia, jy kan maar dit sê. En dit is hoekom so baie wat slagoffers was op die einde van die dag net stil bly. Daar's altyd 'n, kan men sê, iets oor jou kop, 'n swaard oor jou kop, wat maak dat jy gaan stil bly, want wat hulle al in jou gedoen het, dat jy en die besluit, mag wat hulle het, en die magteloos wat jy het as een, om teen hulle te staan, is dit seker maar net veiliger, dink 'n mens. Ja. So, en ek is nou weer ene, ek bly nie stil nie, ek wil die waarheid hê, en ek gaan aan, ek het, ek hou nie op nie, ek sal partykeer dan dink ek, 'n week se breek, dat ek net bietjie breek van die goed. En dan sal ek weer, dat ek wissel maar, party dae, dan voel ek okay. Is nou weer bietjie tyd vir dit, en dan, ek het genoeg gehad vir eers. So is maar 'n baie tydsame ding, soos ek sê, gaan al van 2017 af. En daar is so baie dinge wat uitgevind is, wat ek nou nie kan noem nie, maar en as nuwe goed uitkom, dan grawe dit seker nou weer al die goed op. Ja, ongelukkig, dit doen maar, weet jy, het baie keer, het jy skuldgevoelens, en jy wonder hoekom,
hoe kan 'n ouer dit doen? Ek dink dis my grootste vraag wat ek ooit aan so iemand sal vra. Maar hulle is so psigopaties, hulle het geen skuldgevoel of 'n gewete nie. Ja, Hulle het nie 'n gewete nie. wat hulle doen is, want kyk, my pa was 'n psigopaat. Jy moet alles doen wat hulle sê. Dit wat jy sê beteken niks. En hulle reageer altyd terug op jou met geweld. So jy skrik, jy's bang. So, En die vrees hou hulle ja, in beheer. Ja. So, daar's van hulle wat opgeduik het oor die jare nou, wat actually vir ons slagoffers sal sê, ons het gesoek daarvoor, ons wou dit hê. En ek meen, ons was klein kindertjies gewees. Met absoluut geen gewete, geen remors Niks. oor hulle dade nie. Dit is ons eie skuld gewees, ons wou dit hê. Die een ou het vir my gesê, ek wou gemolesteer gewees het deur Gert, ek wou verkragt gewees het deur Gert. So, dis die tipe mentaliteit van die ander, wat ook psigopate is, wat sulke goed noem. Jy weet, so, Dit vat seker 'n leeftyd om deur daai vergifnis te werk, die Ja. proses van vergifnis. Want as jy sulke goed hoor, dan hoe kan jy in jou menslike verstand eers dink dat so iemand vergifnis verdien? ja, dit is presies. En om dit dan te kan doen, ek dink net Jesus kan 'n mens help Ja, om daai vergifnis in jou Definitief. hart vir hulle te kry. Want menslik is dit nie moontlik Nee. nadat mense sulke goed vir jou kyk, sê en nie. dit is vir my 'n striweling, want aan die een kant voel ek het my pa vergewe, maar aan die ander kant dan dink ek weer, hoe kon hy vir my gesê het hy is lief vir my? Jy weet, daai goed kom ook heeltyd weer terug, en dan weet ek nie, is dit nou, het ek hom vergewe, of is dit nou nie vergifnis nie? Ek weet nie, maar ek het nie meer daai woede in my. Ek dink dis 'n teken. Ja. Die feit dat jy nie meer daai woede het nie, dat jy sonder daai intense emosie aan hom kan dink, Ja. is 'n teken van vergifnis wat al plaasgevind het. Ja, Ek dink daar's levels van vergifnis. ja, En ek dink dit is 'n leeftyd van vergewe. Ja. As ons kyk na wat Jesus in die Bybel gesê het, dan het hy hoeveel keer gesê, hoeveel keer moet ons vergewe? 70 maal 7, ja. elke dag. Ja. Wat net vir 'n mens wys dat wonde en trauma gaan so diep, dat om een keer te sê ek vergewe, is nie genoeg nie, Ja. want dit hang af hoe diep die seer was. ja, En al vat dit jou leeftyd, feit is jy het gekies om hom te vergewe. Ja. En jy hou aan kies om hom te vergewe. Ja. En net Jesus kan daai vergifnis elke dag dieper en dieper Ja. te werk bring. En ek dink dit bly by hom. Ja. Ons kan net die keuse maak Natuurlijk. en verder op hom vertrou om die actual vergifnis in plek te sit, sodat jy kan vrykom. Ja. Want anders bly mens vasgebind aan hierdie mense Ja. se dade en wat hulle gedoen het. Ek dink wat baie gehelp het, my een vriendin het vir my gesê, onthou, hulle kan jou nie meer seer maak nie. So die dag op toe ek die eerste keer weer opgeloop het op daai trappe in die woonstelle daar opgegaan het ek net heeltyd vir myself gesê, hulle kan jou nie meer seer maak nie. En dit is nogal 'n groot ding wat baie kan help, is om te weet, hulle kan jou nie meer seer maak nie. Is daar iets wat jy vir ander kinders sal wil sê? Jong, Wat dalk in dieselfde tipe as 'n kind met my gaan kom praat, dan sal ek definitief ook aksie neem. Ek hou kinders ook baie fyn dop, en as ek ietsie sien, sal ek dit noem aan die ouers ook, en sê dis wat ek optel. Maar baie ouers wil dit nie glo nie. is makliker om aan die kant toe te kyk. Ja, Maar as daar 'n kind is wat luister, wat dalk deur dieselfde goed gaan, wat sal jou boodskap wees vir daai kinders? is om dadelik 'n saak te gaan oopmaak, laat hulle weet van jou, en laat jy veral, ek dink 'n kopie moet hê van jou leer of wat ook al self, en hulle moet vir jou teken daar. En ek sê dit dood eenvoudig oor dat dit gebeur het met baie,
wat hulle verklaringe afgegee het en goed dan verdwyn die goed. Die info verdwyn. So ek sal net dit sê, weet, maak 'n kopie vir jouself ook En sê nou hulle word ook gedreig dat jy weet goed aan hulle of hulle geliefdes gedoen sal word. ja, Dat hulle nog steeds moet praat. ja, jy doen dit, maar party van hulle is rarig. Daar was een meisie wat ek het dalk toevallig raak gepraat. Ek moes gaan vir trauma debriefing want daar het iets gebeur en dit het ook op 'n einde van die dag uitgekom dat Gert was ook in haar lewe gewees en so. Maar sy wil nie praat nie. Eerder stil wees daaroor soos my sussie doen dieselfde. Ons wat na vore gekom het is lelik uit mekaar uitgeskeer, baie lelik. Maar ons het gepraat en daar het baie goed uitgekom. Maar hulle het ook nou begin om terug te trek. Besluit, weet jy wat, is nou al soveel jare. Hulle wil eintlik ook net vrede. Ja, en die dreigemente is ernstig. Dis nie grappies nie. En op die einde van die dag, ja, dan bly hulle eerder stil. Wat sal jy vir ouers sê wat luister hierna, wat self kinders het in terme van wat hulle kinders se veiligheid aanbetref? Om dadelik ook 'n saak oop te maak, dit oop te vlek, hulle kind te glo. Moenie vir jou kind net sê, ag, dis niks nie. Doen iets daaromtrent. Is daar enige tekens waarvoor ouers moet uitkyk? Ja, daar is tekens. Wanneer jou kind begin vreemde goeders doen vir 'n kind van 'n ouderdom wat dit nie moet doen nie. Ja, ek weet nie hoe om dit te stel nie. Ek kan maar sê seksuele gedrag wat manifesteer as hulle speel of ietsie doen. As dit uitkom, want dit is hoe het by my ook uitgekom het. Ek het op my poppe begin uitspeel en so. En as jy prentjies teken, wat jy teken en al daai tipe van goeders. Sien hulle teken kaal mense op daai ouderdom. Hoe gaan hulle dit weet? Jy weet, so jy moet uitkyk na al daai tipe van tekens en as jou kind met jou kom praat, luister. En ek dink ook seker om 'n oop verhouding te Ja, hê, baie dat belangrik. die kind veilig voel om met jou te kom praat. Ja, nee, definitief. Ons het nie dit gehad nie. Ons kon glad nie met my ma praat nie, ook nie met my pa nie. Obviously, want hy was die een wat dit gedoen het. En maak jou kinders groot met jy kan ontvoer word. Want baie kinders, my kinders het dit actually oorgekom. Hulle wou nie vir my luister het nie. Hulle was nou, enetjie was 16 en die ander ene is nou al 18 of wat ook al. En hulle het gaan stap en daar het goed gebeur, weet, beroof en ook al was ene gewees wat amper ontvoer was en toe hulle inkom toe sê hulle sal nie weer gaan stap nie. Hulle sal dit nie weer doen nie. Want hulle is, ag maar, jy is te erg. Maar dis die ding, my kinders sê dieselfde vir my, Ja. ek is te. Maar hoe meer ek vir hulle verduidelik dat die realiteite van ontvoering en trafficking is so groot en Ja. mense is onkundig. Ja. Hulle besef nie die erns van die situasie nie. Nee. Dit is soos jy nou gesê het, dit is baie keer makliker vir mense om aan 'n pad te kyk. Ja. En nie te deel met die realiteit nie, Nee. as wat dit is om iets daaromtrent te doen. As ek in die winkel is, jy gaan my nie glo nie. Ek pas die mense se kinders op. Want die ouers hou nie hulle kinders dop nie. Die kinders hardloop die kant toe, daai kant toe. En ek sal baie keer na die ouers toe gaan en vir hulle sê, weet jy wat? Human trafficking is 'n regte ding. En ontvoering is daar. Dit is nie 'n opmaak storie nie, dit is die waarheid. En as hulle sê, jy sê hulle het nog nooit so daaraan gedink of so nie. Maar die beste is dat jou kinders daai kennis het. En my kinders het daai kennis, hulle ken my storie. En hulle weet om versigtig te wees.
Maar hulle is nou hulle is nou al groot. Die enetjie is nou al 18 en die ander een is word nou al 23. So Sure. ja. So hierdie ma wil nog steeds hulle eintlik nou nog beskerm, maar is nou ek vra nou die Here om hulle te beskerm ook. Ek bid altyd vir hulle veiligheid. As jy kon teruggaan in tyd in jou moeilikste dele van jou lewe waar jy die bangste was as 'n klein dogtertjie en jy kon nou as groot mens waar jy nou al die waarheid verstaan en al bietjie deur genesing gewerk het, as jy kon teruggaan in daai tyd, wat sou jy vir jouself as daai klein dogtertjie gesê het om vir jouself hoop te gebring het vir die pad vorentoe? Ek sou graag met my ma en pa wou praat om dit vir hulle te sê, dit is wat gebeur het. Ek sou graag wou hê dat my pa en my ma my moes beskerm het teen hierdie goed. Want as jy so klein is en jy is so bang en jy kan nie met jou ouers praat nie, soos ek nou sê ook, daar's pastore betrokke, jy kan nie eers regtig na 'n dominee of 'n pastoor gaan. Ek het my vertroue heeltemal in hulle verloor. Weet, so ook met sekere ander mense het ek my vertroue heeltemal verloor. Het dit jou geloof in die Here enigsins betwyfel, waar jy weet jy gaan kerk toe, jy word geleer van wie's God, wie's Jesus en is liefde en alles, maar tog gebeur hierdie lelike en slegte goed met jou. Ja. Het dit jou ooit laat twyfel dat Jesus ooit rarig is, of hoekom beskerm hy jou dan nie, of waar is hy dan nou? Toe ek kleiner was, het ek was nog nie op daai vlak gewees van Christendom nie. Ek het nooit regtig daaroor gedink nie. Ek het maar net go with the flow gegaan met die lewe vorentoe, maar ek het baie issues gehad. En vandat ek die Here in my lewe gekry het ek baie kalmer geword. Ek was altyd verskriklik reg vir beklei. As jy net vir my gekyk het ek gesê, "Hoekom kyk jy vir my?" Ek sou dadelik beklei. Maar nou sit nou ek eers die situasie net dop voordat ek reageer. So die Here het vrede Baie, in jou ek hart gebring. Ek het ek dink dit was tussen 1990 of 92 was ek by 'n kerkkamp gewees, van ons kerk. Daar het ek my hart vir die Here gegee. Hoe oud was jy toe? Toe was ek dink 15 of 16 en ek het die Bybel begin lees. Ek het hom gelees as 'n boek. En ja, toe daar 'n coven gevorm by ons skool, waarby ek glo sekere mense betrokke was. Die een weet ek nie of hy vriende was met my pa nie, maar die ander een weet ek wel. Dis hartseer. Hoe al hierdie goed stil gemaak word, maar mense hoop is nog steeds dat hoe meer mense uitkom met die waarheid, hoe meer gaan die Here se lig die donkerte begin wegdryf. Ja, ek het daai tyd toe die coven by die skool begin het met al die satanistiese goeters en so, toe het ek my hart al vir die Here gegee en ek het vir daai kinders gebid. En ek het net Rodney Seal se boek gehad daai tyd en ek het die Bybel gehad en ek het vir God gehad. Die kerke is bang vir die goed. En ek het die een oggend opgestaan toe daar 'n dooie kat, swart kat onder die boom gelê met 'n hy's verwrig. En dit was 'n doodsdreigement van hulle af. Dit was 'n doodsdreigement en ek sit nog steeds hier vandag. Ek is deur baie in my lewe. Soos ek sê, ek weet wat aangaan in die okkulte en goeters en dat selfs in hierdie goed die okkulte baie groot rol speel. Dis gelink. Ja, die een loop nie sonder die ander ene nie. Ja. Maar die Here het obviously 'n baie groot plan vir jou lewe en dit is hoekom jy nog in al hierdie goed gespaar is. Ja. Baie mense sal bang word en stil bly en dis fyn, want ek bedoel elke persoon doen wat
jy in jou hart voel die beste gaan wees. Ja. Jy weet, op die einde van die dag wil jy veilig bly. Ja. Maar die Here het vir jou spesifiek 'n stem gegee om te praat en hy het jou veilig gehou tot nou toe. Ja. En ek glo hy gaan jou veilig hou vir al die dae wat opgeskryf staan in die boek van jou lewe, Ja. sodat jy 'n stem kan wees vir die mense wat hulle stem verloor het. Ja. En om vir die hoop te bring dat daar wel genesing kom, Ja. dat daar wel herstel kom, dat die Here dit kan omdraai Ja. vir goed. Want jy's nou betrokke in ander goedjies ook, waar jy actually mense help om deur trauma te werk en so aan. So dit is hoe hy jou aan mekaar gesit het, Ja. om ander te help wat onreg aangedoen word. Ja. En deur dit kan mens sien hoe word hy verheerlik. En ek seker in 'n mate dra dit by tot van jou genesing ook Ja. en jou herstel. Ja. Jy's nie meer die slagoffer nie. Nee. Jy staan nou aan die ander kant Ja. as die oorwinnaar. Ek is net besluit daai tyd toe ek ook so uitgehol was en ook van die ander, het ons bly sterk staan. Ons het gesê die waarheid moet uitkom en ons het gepraat. En weer eens is ons so aangeval. Jy weet, sodra jy en ek is op 'n punt van, weet jy wat? Jy kan maar sê wat jy wil. Ek weet wat is die waarheid. Ek was daar. So ek is eintlik nie bang om te praat nie. Ek dink baie keer dalk ek is baie oop. Ek wil nie stil bly nie. Dis 'n ding van hoekom moet ek vir hulle die mag gee? Net omdat ek bang is mense gaan my nie glo of so nie. Weet, so ek het van die begin af beklei om, al het hulle wat vir my gesê, het ek maar aangegaan. Ek het nie gestop nie. En baie dinge is oopgekrap en goed, so ja, baie meer antwoorde gekry. Weet baie meer. Wel, ek dink ons het ons deel gedoen Ja. deur die waarheid oop te kry Ja. vir die ander om te weet, en ons vertrou dat nog mense na vore sal kom Ja. om hulle gedeeltes te vertel, Ja. hulle storie, hulle lewensverhaal, en in dit om ook sterker te word as 'n oorwinnaar, Ja. om te weet dat hulle nie meer 'n slagoffer is nie. Ja. En soos wat meer oorwinnaars na vore kom, gaan die Here net die bose magte breek. Ja. Stukkie vir stukkie, link vir link, een vir een. Ja. En my gebed is dat die Here jou sal veilig hou, jou gesin sal veilig hou, en dat jy sal kan gaan getuig daar waar hy jou stuur om die waarheid na vore te bring, en dat hy ook ander na vore sal bring, dat hy Ja. vir hulle die courage sal gee om op te staan, nie meer aan 'n kant toe te kyk nie. Ja. My gebed is dat enige ander vrouens of ouers wat vandag luister, dat hulle ook die moed sal kry Ja. om na vore te kom. Ja. Ek dink dit is dis tyd vir ons om op te staan. Ja, verseker. Dis al hoe die bose magte onder die voete van Jesus gaan kom. Is as ons Definitief. gaan opstaan Ja. vir dit wat reg is, Ja. sodat die Here sy krag kan vrystel. Ja. So ek wil vir jou dankie sê dat jy kom het en jou storie kom deel het, Amelia. Baie dankie. Jy is 'n fantastiese juffrou, jy's baie sterk en ek eer jou. Ek eer jou vandag vir jou moed wat jy gehad het om dit te kom deel, en ek glo met my hele hart dat dis nie verniet nie. Dis nie vir niks nie. Die Here gaan jou getuienis gebruik Ja. om duisende ander mense wat deur dieselfde goed gegaan het, om hulle te kom help Ja. en hulle vry te maak, om vir hulle die moed te gee om op te staan en nie meer stil te bly nie. Ja. So mag die Here jou seën en mag hy jou bewaar en mag hy jou die droom hy oor jou lewe gedroom het vir jou toekoms, mag dit tree vir tree uitgeloop word tot sy eer.